Welkom by Spirit Life School, ek is Jessica van der Walt en ons gaan vandag aan met die Draers van 4 tema. Hierdie is ons tweede episode en verlede week het ons geëindig deur vir mekaar te kan sê dat Kolossense 1:27 wat daar geskryf is dat Christus is in jou. Dit is die geheim van 'n vuurdraer, dat hy weet dat Christus in hom is, want hy leef van die binnekant af na buite toe. Hy lewe nie net uit homself uit nie. Hy is bewus van hierdie Christus, hierdie krag en hierdie vuur binne in hom en hy leef vanuit daardie plek. En ek wil sommer net so 'n paar punte aanraak vandag oor die impak, die werking van die vuur van God binne in jou en om jou. So die heel eerste ding wat ek vir jou wil sê, die impak van die vuur het binne in jou is kragtig. Daar is soveel dinge wat hy sê in die Bybel, maar ek wil net stil staan by die suiweringsproses in jou eie lewe, want is dit nie waar ons moet begin nie, is heel eerstens na ons eie harte te kyk en te sê, Here, suiwer my van enige onsuiverhede. Brand u vuur binne in my hart, sodat ek met 'n skoon gewete kan staan, sodat ek met 'n oop gemoed en 'n skoon gewete en 'n oop pad kan ingaan in hierdie roeping waarvoor u my geroep het, in hierdie lewe wat u vir my geroep het, want obviously is ons nou nie almal in die bediening nie, maar om so in integriteit te wees, om te weet dat hierdie vuur het my gebrand, my gesuiwer. Die Bybel praat op heel wat plekke in die Ou Testament, dan praat hy van hierdie suiweringsvuur, waarna hy verwys, wat ons harte kom suiwer. Ons harte is ons gedagtes, ons harte is ons gewete, ons harte is ons sielste mensie. Nie ons geestelike dimensie nie, maar ons sielste mensie, daardie WIE, wil, intellek en emosies. Dis daai dimensie waar ons die vuur van God nodig het om ons te kom suiwer. Dan die tweede ding, die vuur van God binne in jou het 'n impak op ander mense se lewens. Daar waar jy gaan jy 'n verskil sien. Man, ek het al op plekke gekom en begin mense net hulle sondes bely. Dan dink ek, nou wat nou? Ek het nie eers 'n woord gesê nie, maar hulle begin net praat. Want dit is die vuur van God, dis nie Jessica nie, dis die vuur van God wat iets doen in hulle gees en hulle begin bely of hulle begin oor Christus praat, of hulle begin getuig, of daar gebeur net iets, die vuur van God maak net, hy brand 'n baan oop na iemand anders se hart, en jy kan in hulle lewens in bedien. Dit gebeur net, partykeer bonatuurlik, waar ek net sal sit, en mense sal net oor die Here praat, en partykeer is dit net soos hulle wil hulle lewens rededicate, of hulle sal, ek sal vir hulle 'n woord gee, profetiese woord, of ek sal sê, kan ek vir jou bid vir 'n siekte, of hulle sal praat. Ek sal nooit vergeet, ek was op die goudterrein gewees nie, en daar was 'n vrou gewees, en sy het net met my begin praat, en toe kom ek agter, maar sy sieklik. Ek kan nie die hele storie onthou nie, maar sy was op pad na iemand toe, of haar man was siek, of so ietsie, en net daar op die goudterrein, maak die Here, brand die Here vir ons 'n pad oop, en ek bid vir haar net daar op die goudterrein, en ek bedien haar op die goudterrein, totdat sy daar afklim, en net so, wanneer hierdie vuur in jou lewe begin brand, dan is enige plek, enige platform vir jou 'n plek om God bekend te stel, om God se naam groot te maak, om 'n getuie vir hom te wees, om 'n woord te bring, om 'n gebed te bring, om die krag van die Here los te laat, om 'n vuurhoutjie aan te steek, sodat daar 'n veldbrand, selfs op die goudtrein kan gebeur. Dan, derdens, die vuur van God in jou lewe het 'n impak op die geestelike realm. Verlede week het ek vir julle vertel van die droom wat ek gehad het, en hoe die geestelike identiteit my erken het, en gesê het, sy's 'n draer van vuur, en ek wil vir jou hierdie teksvers lees in 1 Johannes 3 vers 8. Nou hierdie is een van my favorite. As jy nou 'n favorite teksvers kan hê, ek het baie, maar hierdie is een van hulle. En hy sê, 1 Johannes 3 vers 8 sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. En Jesus sê op 'n ander plek, sê hy vir sy disippels, dan sê hy vir hulle, dieselfde werke wat ek gedoen het, sal julle doen en nog meer. So dit sê nou vir jou, presies hier, dat jy het 'n mandaat om die werke van die duiwel te verbreek,
Of jy nou op die goudtrein sit en iemand sit met 'n siekte, of hy sit met 'n binding in sy lewe, of hy het 'n woord nodig, of iets, hy lewe in 'n leuen, en jy kom met 'n profetiese woord, en jy verbreek daai leuen in sy lewe, dit is om die werke van die duiwel te verbreek. Vir hierdie doel het jy, wat hier luister na hierdie boodskap, verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Vir hierdie doel het jy 'n mandaat gekry, toe Jesus sê, jy sal meer as ek doen, om die werke van die duiwel te breek. Romeine 8 vers 11 sê, dieselfde gees wat Jesus uit die dode opgewek het, leef binne in jou. En dit kom weer terug by Kolossense 1 vers 27, dit kom van Christus binne in jou af. Christus binne in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Christus binne in jou verbreek die werke van die duiwel. Christus binne in jou bring 'n woord. Christus binne in jou, waar ook al jy gaan. So dit is net wonderlike nuus, wonderlike nuus, dat jy het 'n oop mandaat. Hy sê in Johannes, ek dink is, verskoon, ek kan nou nie presies onthou nie, dan sê hy in die Bybel, en ek onthou so predikant, sy het so met so aksent gepraat, dan sê sy, go ye into all the world. Go ye, Markus 16, dis reg, Markus 16, vanaf vers 16 tot 18, dan sê sy, go ye into the world. En sy sê, there's power in go ye. Jy het 'n oop mandaat. Gaan lees Markus 16 vers 16 tot 18, dan sê hy, gaan uit in die wêreld en verbreek die werke van die duiwel. Dis presies wat daai teksvers vir jou sê. En hy sê vir jou wat dit alles is. Gaan en verbreek die werke van die duiwel. Jy het 'n oop mandaat. En ek beloof jou, die Here sal jou keer as jy nie moet gaan nie. Maar jy het 'n oop mandaat. Hou op terugstaan, hou op vir 'n engel om uit die hemel uit te kom en vir jou te vertel dat jy het 'n mandaat om die werke van Jesus te doen. Want as jy wedergebore is en as jy gedoop is met die Heilige Gees, het jy 'n oop mandaat om die werke van Jesus, van die Heilige Gees, van die Koninkryk van God te gaan uitvoer. Die vierde ding, die vuur van God veg die vyand se vure in jou lewe. Jesaja 43 vers 1 tot 3, daai hele stukkie sê, al loop jy deur vuur, sal jy nie verbrand nie. Sagaria 2 vers 5, en ek sal 'n muur van vuur om haar wees. Nou julle hier, waar ek bly, is baie plase, so die boere doen voorbrande, voor die groot vure kom, voor die veldbrande ontstaan. En hierdie muur van vuur is so vir my so verwysing na hierdie voorbrande. God kom met sy vuur en hy maak voorbrande in jou lewe. In hierdie tuin van jou hart maak hy 'n voorbrand, sodat die vyand se vuur nie kan deurkom nie. Hy kan nie na jou hart toe kom nie, want hy het klaar 'n voorbrand gemaak. Sy vuur het al klaar die suiweringsproses gedoen, en sy vuur het klaar daai plek ingeneem, en daai plek skoon gebrand, sodat die vyand niks teen jou kan hê nie, en hy jou nie kan bykom nie. Die buite God is vuur so gevaarlik, maar in God verander hierdie vuur alles. So in God is hierdie vuur nie gevaarlik nie. In God is hierdie vuur die wonderlikste plek eintlik waar jy kan wees. Die vyfde ding wat ek vir jou wil sê is, vuur in jou lewe veroorsaak 'n groter getuienis in jou lewe. En ek het 'n olie wat ek in my vierdraers olie meng, en dit is die mirte essensiële olie. Nou die mirte olie of die mirteboom word so verbrand en afgekap. Hy word eintlik verwoes deur vuur. En hulle doen dit as prins hierdie olietappers, sodat hierdie takke sterker en met meer takke kan uitgroei. Maar hy het vuur nodig, net soos die proteas in die Kaap. Hulle moet brand, sodat hulle meer kan blom. En hierdie mirteboom moet brand, sodat hy meer olie kan gee. En wanneer jy deur die vuur in jou lewe gaan, dan kan jy maar weet dat God is besig met 'n vermeerderingsproses in jou lewe. Hy's besig om die olie in jou lewe, die salwing in jou lewe, meer te wil maak. Die vuur binne in jou spreek en beweeg in krag. Dit is die 6de ene. Psalm 29 vers 7, hoor hierdie teksvers. Die stem van die Here spreek met vuur.
Die stem van die Here binne in jou, want God is mos inwonend. Ons moenie vergeet van dit nie, dat God is binne in ons. Christus in jou, onthou daai, deur al hierdie wat ek leer vir jou vandag en laasweek, Christus in jou. So die stem van Christus binne in jou, spreek met vuur. En dit is hoekom die twee disippels, toe Jesus hulle na sy opstanding langs die pad gekry het, toe sê hulle vir mekaar in Lukas 24 vers 22, was ons harte nie aan die brand toe hy met ons gepraat het op die pad nie? Want Christus, wat op die pad saam met hulle gestap het en hulle geleer het, hy het vir hulle dinge gaan lees, Lukas 24, het hulle harte aan die brand gesteek. Christus se stem op daai pad was vuur, en dis hoekom hy hulle harte aan die brand kon steek. 1 Korintiërs 2 vers 4 tot 5, hierdie is een van my ander favorite teksverse in die Bybel, en ek gaan hom vir jou in die Afrikaans lees, en ek gaan hom vir jou in die Amplified lees, maar hoor wat sê hy so, my rede en my prediking, was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en in krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sal bestaan nie, maar in die krag van God. Hoor hoe sê in die Amplified, and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, using clever rhetoric, but they were delivered in the demonstration of the Holy Spirit operating through me and of His power, stirring the minds of the listeners and persuading them, so that your faith would not rest on the wisdom and rhetoric of men, but on the power of God. Hierdie vuur van God binne in jou dra krag. Hierdie vuur van God binne aan jou, wanneer hy deur jou praat, wanneer hy deur jou werk, verander daar dinge. Die stem van die Here is vuur. Die stem van die Here spreek met vuur. Die dade van God binne in jou spreek met vuur. Dit spreek met vuur, of dit in woord of in daad is. Die 7de ding wat ek so half mee wil afsluit, is die vuur binne in jou. Irriteer dit wat nie van God is, om jou, in jou, en hulle hou nie daarvan nie. So ek wil vir jou sê nou, jy moet asseblief mooi hoor wat ek sê vir jou vandag. Jy gaan nie altyd welkom wees in sekere kringe nie. Jy gaan nie welkom wees in sekere kringe nie. Want die vuur van God binne in jou maak dat jy nie welkom is nie. Mense hou nie daarvan nie. Hulle wil nie om dit wees nie, want dan pla hulle gewete hulle. Of hulle moet verander, of hulle moet sterf van hulle self, of ietsie. So die vuur van God is nie altyd welkom in plekke nie. So jou woorde gaan nie oral welkom wees nie. Jy gaan partykeer voel jy moes maar eerder stil gebly het, en dan bly jy nie stil nie, want jou woorde is vuur, want die stem van God binne in jou is vuur. Jy sit dan in 'n geselskap en jy hoor hoe word daar geskinder deur iemand om die stil te maak en te sê nee, ek luister nie verder na hierdie gesprek nie. Jy sit in 'n geselskap en daar word vieslike woorde en vuil grappe vertel, en die vuur van God is op daai oomblik kla jou aan en sê maak stil hierdie woorde. Hierdie is nie waarna die ore van 'n kind van God moet luister nie. So die vuur van God gaan reaksie uitlok waar jy gaan, en dit gaan nie altyd 'n lekker reaksie wees nie, dit gaan nie altyd vir jou 'n gemaklike reaksie wees nie, en dit gaan in die natuurlike en die geestelike gaan dit uit reaksies uitlok. Maar weet vandag dat as gevolg van die vuur van die Here binne in jou, gaan jou profetiese woorde, jou prediking, jou geestelike werking, dit gaan brand in mense se harte, dit gaan brand in hulle gedagtes, dit gaan brand in hulle gewete, en is 'n goeie ding. Dit is 'n goeie ding. En jy gaan sien hoe trotse en godsdienstige geeste manifesteer voor jou. Hulle gaan vir jou aanval, hulle gaan vir jou sê bly stil, hulle gaan vir jou verwerp. Jy gaan nie meer welkom wees in hulle huis nie, want 'n trotse en 'n godsdienstige gees hou nie van die vuur van God nie.
hou niks daarvan nie. Hulle hou nie daarvan om oor die vingers gedruk te word nie. Hulle hou nie daarvan om dat hulle op hulle tone getrap word nie, want ek is so perfek. Ek is in die regte kerk, ons sing die regte worship musiek, ons doen alles reg. Wie is jy om vir my te kom sê, ek mag nie dit sê of dat sê, of so maak of sis maak nie. Wie is jy om my oor die vingers te kom tik? En jy gaan dit kry, en weet dat dit 'n trotse en 'n godsdienstige gees is, en staan teen dit. En binne in jou hart sê jy, jou trotse godsdienstige gees, ek staan teen jou in die naam van Jesus. So moet dit nie persoonlik vat nie. Efesiërs 6 vers 12 sê vir jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. So wanneer jy hierdie goed gaan persoonlik vat, gaan dit jou hart tref. Weet dat dit is nie 'n persoonlike, jy moet dit nie persoonlik vat nie, want hulle kom nie teen jou as mens nie, hulle kom teen die woord van God, die vuur van God binne in jou. En ek kan vir jou nou sê, ewen jou Christelike maatjies, jou Christelike vriendinne en vriende, selfs hulle gaan nie daarvan hou nie, en dit is waar daai godsdienstige gees inkom. Moenie dink hulle verwerp jou nie, hulle verwerp die woord binne in jou. Ek sluit af met hierdie teksvers. 1 Petrus 4 vers 12 sê, tot by 14 sê, geliefdes, moenie verbaas wees wanneer 'n vurige beproewing oor jou kom nie. Asof iets vreemds met jou gebeur nie, ja, want jy kan nie verstaan nie, wat het nou hierso gebeur? Hoekom is hierdie mense wil hulle nie meer my vriende wees nie, of hoekom word ek nie meer genooi na die braai toe nie, of wat ook al nie. Er gebeur vreemde dinge met jou. Maar wees bly, na mate julle deel aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid, ek sê sommer sy vuur, uitbundig sal kan jubel. Jy gaan sy vuur bekend maak, hierdie heerlikheid van hom, en dit gaan nie lekker wees vir die mense om jou altyd nie. Maar as julle ter wille van Christus se naam beledig word, in hakkies, verwerp word, verstoot word, weggejaag word, bespot word, stilgemaak word. Ek weet van 'n vriendin in my groepie, sy was sommer stilgemaak gewees as gevolg van die vuur van die Here wat binne in haar is, en sy het haar stem verhef, of nie stem verhef nie, sy het gesê wat sy voel oor 'n saak, omdat dit God se woord was, en sy was sommer van die groepie afgehaal. Maar dan sê die woord, as jy ter wille van Christus se naam beledig word, gelukkig is jy, geseënd is jy, omdat die gees van heerlikheid, die vuur van God, die gees van God, op jou rus en binne in jou is. So weet maar vandag, wanneer jy 'n vuurdraer word, gaan jou lewe nie altyd vir jou voel honkie-dorie nie, maar weet dat jy jouself gelukkig kan ag. Want dit is die vuur van God wat veroorsaak dat jy die geestelike reale uitlok, jy lok mense om jou uit. So ek wil jou net weer, met hierdie woorde wil ek net weer vir jou afsluit, en ek wil vir jou sê, onthou jou mandaat. Onthou jou mandaat, as hierdie vurige beproewinge kom, onthou jou mandaat. Dis om die werke van die duiwel te verbreek. Om die werke van die duiwel in mense se lewens te verbreek, om die werke van die duiwel in jou eie lewe te verbreek, en om te kan stap in oorwinning. Hierdie vuurdoop wat jy het, onthou die vuur binne in jou, loop met krag en met salwing, en wanneer jy vuur begin dra, gaan jy met meer salwing stap, want die vuur gaan jou aanhoudend suiwer. So ek sluit af met dit, en ek wil vir jou bid, en ek vra dat jy sommer net jou hand so op jou hart sal sit, en sommer net so, ek gaan net bid, jy kan later gaan luister en self hierdie gebed bid, en jou eie woorde bid, en hierdie vuurdraer, Olie van my het ook 'n verklaring op sy kaartjie wat jy kan lees, en ek sal vir jou die kaartjie, sommer 'n foto van dit neem, en ek sal dit vir jou stuur, en dan kan jy hierdie verklaring ook oor jouself uitlees. So ek maak dit toe jou, en sit jou hand op jou hart, en sê, Vader, dankie vir die vuur in my lewe. As ek wedergebore is en ek is gedoop met die Heilige Gees, dank ek U nou dat ek 'n oop mandaat het om te gaan, om te go ye into all the world, om die werke van die vyand te verbreek, om die goeie nuus te bring, om te go ye.
Dankie dat U vir my 'n oop mandaat gegee het. Vader, ek begin by my eie hart vandag en ek bid, Heilige Gees, kom suiwer my hart. Kom suiwer my hart. Kom brand elke plek in my eie hart, so dat ek sal weet dat U my suiwer op 'n daaglikse basis, want ek is nie perfek nie. Kom suiwer my van godsdienstigheid en trotsheid en elke vrug wat nie van U afkom nie. Kom suiwer my, Vader. Heilige Gees, dankie dat daar waar ek gaan, dat ek U vuur kan dra en ander mense aan die brand kan steek. Dat daar waar ek gaan, dat ek my hande op mense kan lê en dat ek my mond kan oopmaak en ek kan die vuur van God uit my uit laat vloei en laat kom. En dankie Heilige Gees, dat selfs in die geestelike realm, dat ek kan weet dat ek 'n oop mandaat het. 'n oop mandaat het om U koninkryk uit te brei, om U heerlikheid te laat skyn en om ander aan te raak en die werke van die vyand te breek in die naam van Jesus. Dankie, ek loof U dat ek 'n vuurdraer is. Herinner my daaraan daagliks dat U binne in my is en dat U op my rus en dat U die salwing in my lewe wil vermeerder deur die vuur in my lewe ook te vermeerder. Dankie Jesus, ons loof U, ons prys U in Jesus naam. Amen.